Nie saak wat die vyand probeer nie, God is in beheer. Halleluja. Nou ek wil net vanmôre vir pastoor Henry sê, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om vanmôre te preek, om my vreugde in die Here te deel. Want weet jy wat? Dit is wat die vyand nie van hou nie. En daar kom ons oorwinning, jou vreugde in die Here. Nou ek het hierdie tema gegee, die Here my vreugde, maar ek wil nou iets vanmôre sê, ek het vanmôre toe staan ek op en ek sê, maar wêreld, maar ek het dan vrede in my huis. Die telefoon lui nie, niks gebeur nie. Gewoonlik as ek vroeg in die oggend, dan lui ons my vrou se vriendin en vra of jy right is en al daai goed, as ek sê, my wêreld, ek het dan vrede vanmôre, hoor. En ek kom in die badkamer uit en ek sê, wel, ek net kyk, miskien is my foon af en toe ek so kyk, toe ek gisteraan per ongeluk my vrou se foon gevat en beide daar gelos. Ja, ek wil vanmôre vir u sê, my vreugde om die Here te dien. En ek wil sê, daar is niks so lekker soos daai fontein van vreugde wat binne in jou is nie. Nou my skrifgedeelte is vanmôre Psalm 37 vers 4. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Daardie begeerte, partykeer is daar 'n begeerte wat jy nog nie eens uitgespreek het nie, maar as jy jou verlustig in die Here, dan kom dit ten volle ontwikkeling. En ek wil vanmôre vir julle sê, nou, om jou te verlustig in die Here en alles, in alle tye, is partykeer nie so maklik nie. Toe my vrou Dinsdag uit die teater uitkom, ek het heeldag daar gesit van 7:30 die oggend tot 4:15, toe kom sy eers uit die hospitaal, het sy's 10:30 in, en ek is baie besorgd, nou wat gaan aan, en, maar het my so klein tydjie by haar gegee, want toe is nou die besoektyd verby, en hulle is daar om haar, en toe ek by haar kom, toe sien ek hulle het al weer gaan peteer. Ek sê, Here, ek gaan nie my vreugde in U verloor nie. Ek sal my verbly in die Here. Ek sal my verlustig aan die Here. En ek wil vir julle sê, ek en my vrou is volgende maand, oor 2 maande is ons 56 jaar getroud. Maar my vreugde om Jesus te ken, staan bo alles uit. My kinders ken my ook so. My vrou ken my ook so. Want ek stel die Here eerste. Stel die Here eerste in jou lewe. Nou kom ons kyk so 'n bietjie. Om jou te verlustig in die Here, bo jou omstandighede om aan hom vas te hou. Mense kom partykeer en sê, prys die Here, ek kom uit 'n groot verheerlikte liggaam in Jesus Christus, almal het gesing tot eer van die Here, ek is so opgebou, en daar gebeur net so iets, dan steel die vyand jou vreugde. Maar jy moet jou te midde van die storm, moet jy vashou aan die Here, want ons lewe in 'n tyd van onsekerheid. Wie van julle weet dat ons in hierdie tyd nie so gemaklik het nie? Alles gaan nie so gemaklik nie, behalwe vir hulle wat in die Here is. Want as jy in die Here bly, dan voel jy, ek is I'm on the highways and the byways, en ek sing, en ek is vol van die blydskap van die Here, want die vyand kan nie jou vreugde steel nie. Hy is nie in beheer van jou lewe nie. Hy gaan nie beheer neem nie, want jy is onder die bloed van Jesus Christus. Staan vas in die roeping waarvoor Christus jou vasgemaak het. Nou Johannes 16 vers 33. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my kan vrede hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ag, dit is so lekker. Ek wil vanmôre vir u sê, u kan vrede in die Here hê, te midde van daardie omstandighede. Nou, alles wil probeer gebeur. Terwyl ek by die hospitaal was, toe bel hulle my en sê, hulle het jou krag afgesit. O genade, nou ja, is nie so baie getegnologiseer nie, en ek het die verkeerde knoppies gedruk, toe die rekening is nie betaal nie. So vir 3 dae was my krag af wat ek gestoei het die kant toe, en ek moet boetes betaal, en toe moes ek nog die hele yskaste, die 2 diepvriese leeggemaak en die asblik en al daai goed. Maar ek het my vreugde nie verloor in die Here nie. Ek sê, ek sal die Here loof, te midde van die omstandighede sal ek hom nog altyd loof. En weet jy wat so vir my so goed met my yskaste
tyd gekry om skoongemaak te word. Ek wil die Here altyd loof. Weet jy wat? Die vyand haat dit as jy die Here so loop en loop. En hy probeer al hierdie goed. Nou vanmôre, terwyl ek so kerk toe ry, toe is hier so bende van motorfietsryers, jy weet, klomp. En hier stop, hulle so warm in die middel van die pad, nou moet hulle almal eers by jou verbygaan. En ek is so haastig, ek wil by die kerk kom. En toe by die Rover kom, presies dieselfde, hier staan in die middel, keer al die karre, en hulle gaan nou eers verby. Is dit nie genoeg om jou vreugde te steel nie? Maar ek sê vanmôre, hulle kon nie my vreugde steel nie, want ek weet hy wat 'n saak binne in my begin het, is groter dan hy wat in die wêreld is. In hierdie wêreld sal julle omstandighede hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En as hy die wêreld oorwin het, deur omstandighede wat oor hom gekom het, dink net daaraan. Jy kan jou vreugde in een oomblik verloor, as jy nie doen wat die woord van die Here sê nie. Nou, ek het so interessant, terwyl ek so studeer in die woord, en ek was 2 weke besig, en ek studeer die woord so, en ek loop en ek sing, psalms sing tot eer van die Here. Toe dink ek aan Bill Johnson het iets gesê, wat vir my so getrek het. Hy sê, to experience the peace that surpasses all understanding, you must give up to your right to understand. Want jy weet, ek wil in beheer wees. Ek wil in beheer wees, terwyl my vrou in die hospitaal, wil ek nog in beheer wees wat by die huis aangaan. Ek wil beheer wees aan alle situasies. Jy sê nie, dinge moet so gebeur. En nie so nie. Nou kom die Here en hy krap bietjie Jaap se omstandighede so bietjie om en sê, kom, gaan jy my nou nog verheerlik? Ek sê, Here, ek sal U loof. Halleluja. Alles verander, maar Jesus nooit nie, want hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is die eerste en die laaste, en hy sal triomfeer tot in alle ewigheid. Halleluja. En ek wil vanmôre vir julle sê, moenie moedeloos word in hierdie tyd nie. Daar kom skittinge, daar kom probleme. En vanmôre toe ek met pastoor praat vroeg, en toe sê hy, my die krag is alweer af. Sê, prys die Here, daar's 'n generator. Halleluja, halleluja. En as kindertjies van die Here wat hulle tiendes betaal en hulle offergawes, halleluja. En hulle loof die Here, en hulle sê die krag moet aan, die Here moet geloof word, te midde van die omstandighede. En ons sê, ons sal die Here loof met ons hele hart, en ons met ons hele siel. Bybel sê so mooi, verbly julle in die Here. Herhaal, verbly julle in die Here, halleluja. Laat jou vreugde die Here wees. Jy weet, baie mense vind vreugde in rykdomme en al daai goed. Nou ek het nou nuus vir julle. Hulle het net een knoppie gedruk, toe gaan my krag af. Ek het nuus vir jou. Daar's 'n ander ouetjie wat daar sit wat baie stout is. En hy kyk na jou rykdom wat jy so beskerm in die bank en hy sê, wag 'n bietjie, ek het so 'n bietjie nodig. Druk net een knoppie. En dan verander jou wêreld. Nou ek wil vir julle sê, verlede jaar, in Januarie maand, toe maak die Here my wakker met 'n woord. En hy sê, van hierdie jaar af, gaan jou omstandighede heeltemal anders te wees. En ek vra die vraag, Here, hoe? Ek sê, Here, beskerm ons dan net. Van Februarie daardie maand af te begin my vrou siek word. En die vyand val my huis aan, maar nogtans loop ek in die nag en maak ek die Here se naam groot. En ek sê, Here, U is groter dan my omstandighede, want hy het gesê, ek sê jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. En ek wil hê jy moet die Here loof, en ek sê, steek jy hande op en sê, Here, ek sal U loof, te midde van die omstandighede, want omstandighede kan jy nie verander nie. God alleen met jou binneste verander, dat jy in lyn is met God se woord. Nou, ek wil vanmôre sê, die krisisse van brandstof, en dan baie stories hoor nou van die brandstof, dit gaan so wees, en dit gaan so wees, en dit gaan so wees, die Here het gesê, ek sal voorsien. So my vreugde bly in die Here. Hy het gesê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So ek wil vir elkeen van julle gee, sê vanmôre, as jy jou deel doen, dan sal die Here die skatkamers van die hemel vir jou oopmaak en oorvloedige seën oor jou laat kom. Daar's so baie dinge wat 'n mens in hierdie lewe wil as selfsprekend aanvaar.
totdat daai mat onder jou uitgeruk is. Dan besef jy hoe jy die Here nodig. En ek wil die Here baie geloof. Nou, Habakuk 3 vers 17, kom ons sit hom op die bord asseblief. Habakuk 3 vers 17, kyk aan mooi, hy sê alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrugte sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, en sal juig in die God van my heil. Ek wil vanmôre vir u sê, dat ons met jubel in hom, halleluja, want wat ons verloor op hierdie aarde is net tydelike dinge, jy gaan in elk geval niks saam met jou vat nie, maar om die Here te loof, daai stem van gejubel, nou vandag is dit 'n palmdag vandag, en ek wil vanmôre sê, druk 'n bietjie daai palms op, we gaan 'n bietjie die Here te loof, halleluja, jene, party mense, moet net so, hulle moet net 'n bietjie die Here begin loof, losraak, halleluja, dan baba siribi benda la baba sayanda, want dit is goed om die Here te loof, dit wonderlike genade wat hy elke dag vir jou gee. Weet jy, ek vanmôre opstaan. Jy sê ek het nie 'n pyn nie. Ek voel goed. Jene, die Here is goed vir my, want die regverdige sal jubel in die Here. Nou, ek wil vanmôre vir julle sê dit, en dan sê hy verder, die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en laat my tree op hoogtes. Die Here maak jou sterk. Party mense, as jy hom sien en hom groet, dan is hy so beklaanswaardig. Dit het nou weer gebeur met my. Shame. Dit gebeur met baie mense. Dit gebeur. Ek loop hierdie tyd en ek dink aan pastoor Tabo se vrou wat in die hospitaal is, terwyl my vrou in die hospitaal is. Ek dink vanmôre aan pastoor Neil se vrou wat nie gesond is met kanker nie. Ek dink aan daai mense, ek sê, Here, ek het nie alleen die omstandighede nie. Daar's baie van my broers en susters wat nie die omstandighede het. Maar jy sien, baie mense vertroetel hulle omstandighede, want dit is net my wêreld. En ek gee nie om vir die ander nie, want dit is net my wêreld waarin ek leef. Ag asseblief, ek wil in beheer wees net van my wêreld, maar ek wil jou sê, die Here moet so 'n bietjie jou wêreld in mekaar krap, dat jy kan eer aan die Here gee. Want die Here is ons krag en ons psalm, hy het ons tot heil geword, die Here is ons God, op hom sal ons vertrou, die God van my vaders, hom sal ek vereer, kan Baba Sayan, loop ek die Here, loof die Here vanmôre en sê, Here, ek sal U naam vereer, halleluja, lof en aanbidding aan hom bring, dis my so wonderlik, en ek wil vir julle sê, dat vanmôre, ek wil die Here loof, nie met gemaakheid nie, nou, ek was al by kerk gewees eendag en dan sê hulle, okay, dis nou tyd om die Here te loof. Steek almal hande en sê halleluja. Ja, en nou is dit weer tyd om te spring. Nou ek kan nou nie so lekker spring met hierdie knie nie, as hy knak is, dan moet julle vir my bid. Maar weet julle wat? En ek sê so, dit kom nie uit die hardheid nie. Nee, want die lewe wat hy skenk, die vrede wat hy sê, kom diep binne in die hart soos 'n fontein wat borrel en almal kan dit sien, halleluja. Lewende water sal uit jou binneste vloei as die gees van die Here oor jou kom en jy sal jubel in die naam van die Here. Nou vanmôre wil ek vir julle sê, ons het rede om die Here te loof. Ons sit vanmôre in 'n kerk en ons vanmôre die vreugde om 'n generator te hoor. Ek is die vreugde om die fans te hoor. En al daai goed, want ek weet, die Here gee dit aan sy bemindes in hulle slaap. Hy slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Hy sal nie dat dinge oor jou kom nie, want jou omstandighede maak geen verandering by God nie. Want hy ken jou. Sy oë deursoek die aarde en hy let op die paaie van die regverdige en hy om almal kragtig te ondersteun wie se aandag onverdeeld op hom gerig is. Dis so lekker om die Here te loof. Dis so lekker om sy naam te prys. Halleluja. Nou, 'n pastoor vra my om vreugde te preek, dan kan ek nie lank hou. Maar dit is my so lekker. Jy moet weet, dat in die daaglikse lewe wil die mense alles beheer.
Hulle wil beheer met 'n horlosie die tyd wat jy moet opstaan, die tyd wanneer die kinders met skool toe gaan, die tyd wanneer hulle met teruggaan van die skool, tyd. Maar die Here se horlosie is heeltemal anders. Want in die môre as jy wakker word, dan het die son gebied om oor jou te skyn. En hy is die son van geregtigheid. Hy is die lewende woord. En vanmôre sê ek vir julle, ons het genoeg om die Here te loof. Jy sal getoets word. Wees verseker. Ek hoor oralste word mense getoets. Want dit is 'n toetstydperk. En dan gaan jy sê hoekom? Want die Bybel sê so. Jesus sê in hierdie dae, julle gaan verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jy gaan getoets word. Hoe diep jy in Christus is. As jy gewortel. Nou ek wil 'n oulike prent opgesit het, daar so by die militêr, is 'n boom wat so deur 'n muur gegroei het. Dit is vir my so mooi. Ek het 'n foto van neem, maar hulle kan ongelukkig nie vir my op die skerm sit nie. Maar te midde van daai boom het hy daar deur en die takke so gesny en te kere gaan. Maar weet julle wat? Sy blare is loewergroen en die karre staan in sy skaduwee. Is jy nog die skaduwee waar 'n ander kan skuil? Is jy nog loewergroen? Lewe jy nog sodat ander Christus in jou kan sien? En jy kan enige tyd van die dag, kan 'n persoon na jou toe kom en sê, bid vir my. Dan dink jy nie, o genade, wat het ek net nou gesê? Wat was my woordeskat? Ek moet altyd in die teenwoordigheid van hom wees, want die Here is my vreugde. Hy het die eerste en die laaste sê. Weet julle wat? Die mense het snaakse goed wat hulle sê. Maar die Here was daar by jou gewees, toe jy in die geheim gemaak is. Toe was hy alreeds daar. Toe by jou geboortestoel was hy gewees. En hy weet alreeds wat jou einde gaan wees. So jy het niks om van weg te steek nie. So jy kan net voluit die Here loof en sê, Here, ek weet ek is in u hande en my genade is my so goed. Nou het dit tyd geword om die Here beheer van jou lewe te gee. Vergeet hierdie ander dinge wat beheer van jou lewe vat. Nou, ek wil vir julle sê dat baie keer is daar so omstandighede wat beheer van jou lewe probeer vat wat jou vashou. Moenie dit toelaat nie. Laat jou vreugde in die Here bly. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe jy nou nooit verlaat. Nou jy gaan getoets word. Moenie laat jou vreugde gedemp word deur omstandighede. Nou Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoeking kom. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. Jy weet wat, sê hy eintlik vir ons. Ons is nie bly oor ons omstandighede nie. Nee, hy sê in die omstandighede, in hierdie omstandighede, maak nie saak wat dit is nie, moet jy my jou verbly in my. Want ek is so bietjie in met die snoeisker. Ek gee vir jou so bietjie, sê hoorie, nou moet jy bietjie nader aan my kom. Jy moet 'n bietjie nader aan my beweeg en nou begin jy in perspektief sien wat die Here met jou bedoel, want hy bedoel goed met jou. Is nie omdat die Here kwaad is vir jou nie. Nee, hy laat jou in omstandighede kom wat jy sê, hoorie, ek het geen beheer daaroor nie. Nou die middag toe ek by die hospitaal ry, huil my vrou en sê, hou my vas, sy sê, asseblief moenie weggaan nie. Ek sê, ek moet gaan, die dokters is hier so, en hulle wil jou sien. Sy sê, asseblief moenie weggaan nie. Dink jy dit raak nie? Dit raak my hart. Maar weet jy wat? Ek kyk op na die hemel en sê, Here, bly by haar. Bly by haar, staan by haar. Want God is getrou, ek sal nie toelaat dat sy bokant haar kragte versoek word nie. En God sal saam met die versoeking die uitkomste gee. Bly jy net in die Here, want hy is jou sterkte. O, dit is so heerlik om te weet, ek het iemand wat na my kyk, wat groter is dan die heelal. Want hy het die heelal geskep. Nou, dit is vir my wonderlik, dat Maleagi, Psalm 183, vers 3 sê, die dag toe ek geroep het u my verhoor, u het my moedig gemaak met
krag in my siel. Roep hom aan. Hy het nie gesê, vergeet my, en nou is jy onderdruk nie, hy het sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Nou die Maleagi sê, Psalm 50 sê dit eintlik anders. Hy sê, betaal jou geloftes aan die Here, en kyk of ek die venster oopmaak nie, en van die hemel vir jou oopmaak nie, jou seën, en roep my dan aan in die dag van jou benoudheid. Nou mense het so baie groot probleem met diende gee en offergawe gee, want jy sien die geld is in my sak en ek is bietjie suinig, maar as jy weer sien, dis daar niks nie, want die duiwel kom en hy steel van jou, want hier word amper seker tikkie, ons het daai daar verby, hierso word R10 uitgegee, en dit is gewoon vinnig en sien jy, niks, maar die Here seën jou geld, wanneer jy hom eerste maak, in jou finansies. Ek voel net ek moet dit vir julle vandag sê. In hierdie tyd het ons die seën van die Here nodig. Dat ons hom kan aanroep ten alle tye. Dit gaan nie makliker gaan nie. Die omstandighede, en daar is so baie omstandighede wat nou kom. Moenie na al die stories luister nie. Ek sê wag tot dit gebeur. Want die Here weet wat die beste is. En ek steur my nie aan baie stories nie, want ek luister nie na baie stories nie. Nou, dit is my wonderlik. Jy moet deurbreek. Jy moet deurbreek in jou man staan. Moenie 'n papperd wees nie. Staan jou man en sê, die Here het gesê. En as die Here so gesê het, dan bevestig ek sy woord deur amen te sê. Ek bevestig dit, want hy het gesê. En as hy gesê het, niks sal dit verander nie. Alles sal verander, maar Jesus nooit nie. Omstandighede kan verander in 'n oomblike tyd, maar God gee vir jou krag en hy maak jou voete soos die van herte. Jy sal op hoër hoogte staan. Dit is my so wonderlik as ek dink aan die herte, hoe hulle daar so in die berge rondgaan. Nou vind jou vreugde in die Here. Ag, asseblief. Moenie dat ongemaklikheid jou vreugde in die Here steel nie. Dit moet my vreugde wees, om van môre tot aand, in die nag wanneer ek wakker word. Ag, dit is so lekker. Jy weet, as my vrou, wil ek sê, dan slaap sy, maar dan loop ek in my huis in die middel van die nag. Dan loof ek die Here. Gaan van trek tot 'n trek en sê, Here, hierdie is die huis wat U my gegee het. In hierdie huis word die Here gedien. Hierdie huis is 'n huis van gebed en vrede. Eendag toe kom daar 'n vrou in en sy begin te vloek daar in my huis. Ek sê vir haar, luister nou mooi vir my. Hierdie is 'n huis van gebed. As jy nog een woord vloek, is jy uit by my deur. Ja, maar oom, ek sê, dit is die eerste en die laaste. Want in my huis is ek nie baas nie. God is in beheer van my huis. En in sy teenwoordigheid laat ek nie 'n vloekwoord toe nie. Ek weet nie, in elk geval, ek weet nie wat is om te vloek nie, want ek ken nie vloekwoorde nie, nog nooit in my lewe nie, want dit is vir my die lelikste ding, want die Bybel sê, dat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Want dieselfde mond wat ek 'n vloek uitspreek, kan ek nie die Here meer loof nie. Hoor mooi wat ek sê. En hy het jou mond gemaak, hy het jou tong gemaak, om te jubel voor die aangesig van die Here. Nou ons gaan die Here loof. Nou maar Agi 3 vers 16 sê, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. En die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Vir wie is dit? Hulle wat die Here vrees en eer. Nou baie mense beroem hulle op Deuteronomium 28, die Here sal jou seën, hy sal jou bakskorrels volmaak, maar dit is net vir hulle wat die Here vrees, het julle dit agtergekom. Ek kan tog nie my huis oopmaak en vir vreemde kinders in my huis sê, kom eet en geniet julle self nie. Maar as my kinders kom, my dogter as sy van Brits af kom, dan sê sy, papi, wat is hier in die yskas? Want dit is haar huis, dit is haar vaders huis, my ander kinders ook. So ons is welkom in ons vaders huis. En ons vaders huis is daar genoeg. Nou sê hy sê, en dan sal my tot eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op
die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dit is dan wonderlik, die koning van die konings. Kyk so af, Kotie, ek het medelee met jou. Ek verstaan jou omstandighede. Ek gaan jou deurvat. Moenie bekommerd wees nie bevrees nie, want ek is met jou. En dit is so wonderlik. Malagi 3 vers 18 sê, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose en die wat God dien. Nou ek het 'n teks bygesit, Hebreërs 12 vers 2. Kyk gou mooi wat sê hierdie teks. Hy sê die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. En terwille van die vreugde, wat vir hom, dit is vir die Here, Jesus, in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Nou is die ander vertaling, ek ken die ou vertaling. So met ander woorde, as die Here dan gehoorsaam was, tot die dood aan die kruis, om te dink aan die beloning, dink aan julle beloning, hoe groot dit sal wees, as jou aanhou, en volhard tot die einde toe. Kom ons bid saam. Here, vanmôre het ek die woord bedien, soos U dit in my hart gelê het. Die omstandighede sal ons nie verander nie, want hy wat die werk in ons begin het, sal dit volëindig. U is die Alfa en U is die Omega. En ons dank U vanmôre dat hierdie woord in elkeen se hart sal vassteek, om die vreugde te vind in die Here en nie anderste om nie. Die wêreld en sy begeerlikhede gaan verby, maar want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Halleluja. En ek wil vanmôre vir elkeen wat hier is môre bid, Here, dat U woord vir hulle werklikheid word in hierdie dag. In Jesus se naam. Amen. Staan net hier so. Ons dank die Here vir 'n kosbare woord. Bernard, gooi gou vir ons daai foto op. Net gou vir julle wys. Waar sit ek en oom Japie? Dis nou by die hospitaal, onder die bome daar by die hospitaal. En hy is nou al meer as 'n maand wat hy elke dag piknik hou daar, die hele dag daar.